Hoofstuk 7. 'n waarskuwing teen huigelary. Terwyl die disippels die waarhede van die evangelie in Jerusalem verkondig het God van hulle woord getuig en 'n groot menigte het geglo. Talle van daardie eerste gelowiges is weens die ywerige dweepsug van die Jode onmiddellik van familie en vriende geskei. En dit was noodsaaklik om hulle van voedsel en herberg te voorsien. Die verhaal lui, want niemand onder hulle was behoeftig nie, en dit vertel hoe daarin die behoefte voorsien is. Die gelowiges wat geld en besittings gehad het dit blymoedig opgeoffer om in die behoefte te voorsien. Hulle het hulle huise en lande verkoop en die geld voor die apostels se voete kom lê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Hierdie vrygewigheid van die gelowiges was die gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees. Die bekeerlinge tot die evangelie was een van hart en siel. Een gemeenskaplike belang het hulle beheers, naamlik die welslae van die sending wat aan hulle opgedra is. En inhaligheid het geen plek in hulle lewens gevind nie. Hulle liefde vir hulle broeders en vir die saak waarin hulle gewy was groter as hulle liefde vir geld en besittings. Hulle werke het getuig dat hulle mense siele van groter waarde geag het as aardse rykdom. So sal dit altyd wees wanneer die Gees van God van die lewe besit neem. Diegene wie se harte vol is van die liefde van Christus, sal die voorbeeld volg van hom wat om ons onthalwe arm geword het, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Geld, tyd, invloed, al die gawes wat hulle uit die hand van God ontvang het, sal hulle op prys stel, net omdat dit middele is om die evangeliewerk te bevorder. So was dit in die eerste gemeente. En wanneer daar in die hedendaagse kerk gesien word dat die lidmate hulle liefde deur die krag van die gees van die wêreld se dinge afgetrek het, en dat hulle gewillig is om op te offer sodat hulle medemense die evangelie kan hoor, sal die waarhede wat verkondig word 'n geweldige invloed op die toehoorders uitoefen. In skerpe teenstelling tot die voorbeeld van vrygewigheid van die gelowiges was die gedrag van Ananias en Safira. Hulle wedervaring soos deur die ingewing beskryf, het 'n donker klad op die geskiedenis van daardie eerste gemeente gelaat. Saam met ander het hierdie belydende disippels die voorreg gehad om die prediking van die evangelie deur die apostels te hoor. Hulle was saam met ander gelowiges toe die plek waar hulle saam was geskit is en almal met die Heilige Gees vervul is, nadat die apostels gebid het. Handelinge 4 vers 31. Al die aanwesiges was onder sterk oortuiging, en onder die regstreekse invloed van die Gees van God, het Ananias en Safira beloof om die opbrengs van die verkoop van 'n bepaalde stuk grond aan die Here te gee. Later het Ananias en Safira die Gees bedroef deur aan gevoelens van hebsug toe te gee. Hulle het begin spyt kry oor die belofte wat hulle gemaak het, en spoedig verloor hulle die weldadige invloed van die seun wat hulle verwarm het, met die begeerte om groot dinge ten behoewe van die saak van Christus te doen. Hulle het gedink hulle het oorhaastig gehandel, en dat hulle besluit behoort te heroorweeg. Hulle het die saak bespreek en besluit om die belofte nie na te kom nie. Hulle het egter gesien dat diegene wat van hulle besittings afstand gedoen het om die behoeftes van hulle arm broeders te voorsien, hoë aansien onder die gelowiges geniet het. Boonop was hulle skaam om hulle broeders te laat weet dat hulle God die besittings wat hulle plegtig aan hom beloof het, misgun. Daarom het hulle opsetlik besluit om hulle eiendom te verkoop en voor te gee dat hulle die opbrengs in die algemene fonds stort, maar in werklikheid 'n groot deel daarvan vir hulle self terug te hou.
Op hierdie wyse sou hulle uit die algemene voorrade leef en terselfdertyd ook die hoë agting van hulle broeders geniet. Maar God haat huichelarry en valsheid. Ananias en Safira het in hulle handelinge met God bedrog gepleeg. Hulle het vir die Heilige Gees gelieg en hulle sonde is spoedig en vreeslik gestraf. Toe Ananias met sy offergawe inkom, sê Petrus aan hom: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe, en 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie? Het Petrus gevra. Geen onregmatige invloed is op Ananias uitgeoefen om hom te dwing om sy besittings vir die gemeenskaplike welsyn van almal op te offer nie. Hy het uit eie keuse gehandel, maar deurdat hy die disippels probeer bedrieg het, het hy vir die Almagtige gelieg. Na verloop van omtrent 3 uur, kom sy vrou in sonder om te weet wat voorgeval het. En Petrus het haar aangespreek: Sê vir my of julle die grond vir soveel verkoop het. En sy sê: Ja, vir soveel. En Petrus sê vir haar: Waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, en hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong manne het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. En 'n groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Die alwyse het gesien dat hierdie duidelike openbaring van die toorn van God noodsaaklik was om die jong gemeente teen verdorwenheid te beskerm. Hulle getalle het vinnig toegeneem. Dit sou die gemeente in gevaar gestel het, indien daar deur middel van vinnige aanwas manne en vroue ingebring was wat, onderwyl hulle voorgegee het om God te dien, Mammon nog aanbid het. Hierdie oordeel het getuig dat mense God nie kan bedrieg nie, dat hy die verborgde sonde in die hart bespeur en dat hy hom nie laat bespot nie. Dit was bedoel om vir die kerk 'n waarskuwing te wees, om op hulle daartoe te bring om te skyn en huichelarry te vermy, en op hulle hoede te wees om God nie te beroof nie. Hierdie voorbeeld van Gods afkeur van die hebsug, bedrog en huichelarry was nie net vir daardie eerste gemeente as 'n gevaarteken bedoel nie, maar ook vir alle toekomstige geslagte. Ananias en Safira het aanvanklik hebsug gekoester. Die begeerte om 'n deel van wat hulle aan God beloof het vir hulle self te behou, het tot bedrog en huichelarry aanleiding gegee. God het die verskondiging van die evangelie van die arbeid en gifte van sy volk afhanklik gemaak. Vrywillige offergawes en die 10de is die inkomste van die Here se werk. Van die middele wat hy aan die mensdom toevertrou het, eis God 'n sekere gedeelte, naamlik die 10de. Hy laat dit aan almal oor om te besluit of hulle meer as dit sal gee. Maar wanneer die hart deur die invloed van die Heilige Gees beweeg word en 'n sekere bedrag beloof word, het die persoon wat die belofte gemaak het, geen verdere reg op die gewyde aandeel nie. Beloftes van hierdie aard aan mense sou as bindend beskou word. Is die wat aan God gedoen is, nie selfs nog meer bindend nie? Is beloftes wat in die hof van die gewete verhoor word, dan minder bindend as skriftelike ooreenkomste met mense? Wanneer goddelike lig buitengewoon helder en sterk in die hart skyn,
los aangebore selfsug sy greep en dan is daar 'n geneentheid om aan die saak van God te gee. Maar niemand moet dink dat hy toegelaat sal word om sy beloftes na te kom sonder dat die Satan beswaar maak nie. Dit behaag hom nie om te sien dat die Verlosser se koninkryk op aarde opgebou word nie. Hy stel voor dat die belofte wat gemaak is te groot is, dat dit die gewer se poging om besittings te versamel of die begeertes van hulle gesinne in die wiele kan ry. Dit is God wat mense met eiendom seën, en hy doen dit sodat hulle in staat kan wees om vir die bevordering van sy saak te gee. Hy stuur die sonskyn en die reën. Hy laat die plante groei. Hy gee gesondheid en die vermoë om geld te verdien. Al ons seëninge kom uit sy milde hand. Op sy beurt wil hy hê dat manne en vroue hulle dankbaarheid moet bewys, deur by wyse van tiendes en offergawes 'n gedeelte aan hom terug te gee. Dankoffers, vrywillige offergawes, soenoffers. As middele volgens hierdie goddelike plan na die skatkis sou instroom, 'n tiende van die inkomste en milde offergawes, sou daar oorvloedig genoeg wees vir die bevordering van die werk van die Here. Maar menseharte word weens selfsug verhard. En hulle kom soos Ananias en Safira in die versoeking om 'n gedeelte van die prys terug te hou, terwyl hulle voorgee dat hulle Gods vereistes nakom. Baie mense gee geld ruim uit om hulle eie begeertes te bevredig. Manne en vroue raadpleeg hulle begeertes en bevredig hulle smaak, terwyl hulle, byna onwillig, 'n bekrompe offergawe aan God bring. Hulle vergeet dat God eendag strenge rekenskap sal eis van hoe sy middele gebruik is, en dat hy net so onwillig is om die karige offergawe aan te neem, as wat hy was om Ananias en Safira se offergawe aan te neem. Uit die straf wat hy aan daardie meinediges uitgedeel het, wil God hê dat ons ook so moet leer hoe 'n groot haat en afskie hy vir aller huigelary en bedrog het. Deur voor te gee dat hulle alles gegee het, het Ananias en Safira vir die Heilige Gees gelieg, en gevolglik het hulle hierdie lewe en die toekomstige lewe ook verloor. Dieselfde God wat hulle gestraf het, veroordeel in ons tyd alle bedrog. Valse lippe is vir hom 'n gruwel. Hy verklaar dat niks in die heilige stad sal ingaan wat verreinig en gruweligheid en leuns doen nie. Openbaring 21 vers 27. Laat ons die waarheid nie met 'n ligte hand of 'n onvaste greep behandel nie. Laat dit deel van die lewe word. Om van die waarheid 'n speelbal te maak en dan te verdraai om by ons eie selfsugtige planne in te pas, beteken om in die geloof skibreek te ly. Staan dan vas, julle lendende met die waarheid omgord. Efesiërs 6 vers 14. Hy wat onwaarhede kwytraak, verkwansel sy siel op 'n goedkoop mark. Dit skyn miskien of onwaarhede hom in noodgevalle help, maar kom miskien voor asof hy daarmee sy sake beter bevorder as wat hy met eerlikheid kan doen. Maar hy bereik uiteindelik die punt waar hy niemand kan vertrou nie. Omdat hy self 'n bedrieër is, het hy geen vertroue in 'n ander se woord nie. In die geval van Ananias en Safira is die sonde van bedrog teen God spoedig gestraf. Dieselfde sonde is dikwels in die latere geskiedenis van die kerk herhaal. En dit word deur vele in ons tyd gepleeg. Maar hoewel dit miskien nie deur die sigbare tekens van God afkeur gestraf word nie, is dit nou niks minder afskuwelik in sy oë as in die dae van die apostels nie. Die waarskuwing is gegee. God het duidelik sy afskeid in hierdie sonde te kenne gegee. En almal wat hulle aan huigelary en inhaligheid skuldig maak, kan versekerd wees dat hulle eie siele